Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. My naam is Francisca Smith. Die les word vir jou aangebied deur Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bakame Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons kyk na voorbereiding vir die rekordeksamen vraestel 1. Die lesdoelwitte, vraestel 1, wat verwag ons vir jou om te weet voordat jy in die rekordvraestel loop? Ons gaan kyk na einde van hierdie les, gaan jy moet in staat wees om die volgende vrae te beantwoord, wat in vraestel 1 opgestel is met betrekking tot bekende en onbekende kontekste en onderwerpe onder die volgende opskrifte: finansies, datahantering en waarskynlikheid. Die struktuur van vraestel 1, soos vraestel 2, het hy verskeie gewig vir elke afdeling. So die gewig van elke afdeling gaan verskil. Daar's sekere onderwerpe wat meer punte tel as wat die ander doen. As ons gaan kyk, finansies tel 60%, datahantering 35% en waarskynlikheid 5%. In jou Junie-eksamen was jou punt 100 punte. Nou is dit 3 ure, waar in die Junie was dit 2 ure voorbereiding en 2 ure vraestel. Nou gaan jy sit vir 3 ure. As ons gaan en verder kyk, insluitend wat kan gevra word in die vraestel 1, is groeikaarte. Groeikaarte kan onder datahantering val, maar groeikaarte kan ook onder ons meting val in vraestel 2. So insluitend groeikaarte wat toepassing van verspreidingsmate in datahantering beoordeel. So groeikaarte kan weer eens in vraestel 1 en vraestel 2 gevra word, presies soos met waarskynlikheid. As ons verder gaan kyk, finansies, ons gaan werk met finansiële dokumente en tariefstelsels. Ons moet die terminologie ken van finansiële dokumente en wat kan op 'n finansiële dokument gevra word. Dieselfde met wat is 'n tariefstelsel? Wat is die definisie van tariewe? En wat gaan ons bereken op die tariefstelsel? So, lees inligting direk uit 'n elektrisiteitsrekening, byvoorbeeld datum, naam van die rekeninghouer, die elektrisiteitsverbruik vir die maand, en dan kan jy vra om elektrisiteitsverbruik te bereken. Wys hoe die totale verskuldiging op die elektrisiteitsrekening bereken is, deur alle items wat op die rekening gelys is bymekaar te tel, of om te gaan bereken in elke kategorie wat die kiloliters of kilowatts wat gebruik is, mul met die tarief per kilowatt of per liter en dan die koste te kry per kategorie. Wys hoe die BTW-waarde wat op die elektrisiteitsrekening gelys word te bereken en huidiglik werk ons met 15% BTW uitgesluit. Dit wil sê die berekening van 'n direkte persentasie van 'n bedrag. As ons gaan kyk na die eksamen tipe vraag, vraag 1, sê hulle gebruik bylaag A om die volgende vrae te beantwoord. Bereken die waarde van A. Nou as ons gaan kyk, waarde van A is in hierdie tabel vir ons verskaf. So as ek waarde van A wil kry, sê hulle totale inkomste plus opening balans. So totale inkomste plus opening balans. So as ons gaan kyk, totale, dis openingsbalans plus totale inkomste. So as ons gaan kyk, daar is ons totale inkomste gegee. Wat sê die vraag? Hy sê ons moet plus. Vraag 2, definieer die term openingsbalans. Openingsbalans beteken wat is die rekening aan die begin? Wat kry ek? Wat het ek oor van die vorige maand? Of van toe ek die besigheid begin het, of die rekening begin het. So openingsbalans is die beginbedrag wat oorgedra is van die vorige maand. Bewys hoe die inkomste van 6,602,70 bereken is. Nou as ek weer eens gaan inzoom op die
staat, gaan jy moet fisies gaan soek. Waar is die waarde 6607? Want dit is 'n waarde wat gegee is. So jy gaan by jou inkomste moet gaan, jy gaan af na die totale toe gaan en jy gaan moet fisies kyk na iedere en elke waarde. Toevallig in hierdie geval is die totale waarde heel eerste 6607 2,70 sent. Hoe kry hulle dit? Hulle vat al die vorige waardes en hulle plus dit bymekaar. So om 'n totaal te kry, sê vir my wat ook al ek gehad het gedurende die maand, tel ek bymekaar om die totale inkomste te hê. Vraag 1.4 Bereken die waarde van B. Graad 12, weer eens gaan jy die waarde B moet gaan soek. Jy moet gaan kyk waar is hy geallokeer. So ek gaan weer eens inzoom en ek gaan soek waar is die waarde B. Daar sien ek dadelik die waarde B. Nou graad 12 in hierdie geval verander dit, want die B val onder tokens, dis nie 'n totaal nie. So hoe kry ek die waarde B? Ek gaan my totaal vat en hoe het ek die totaal gekry? Ek het die totaal gekry deur alles bymekaar te plus. Maar nou kan ek nie alles bymekaar plus nie, want ek het een van die waardes nie. So wat is die omgekeerde bewerking van plus? Ons gaan nou weer minus. So ek vat die totaal en dit is 19.028 minus al hierdie bekende waardes om die B te kry, want ek het nie B nie. So ek kan nie net gaan plus nie. So ek gaan minus 1000, minus 9000, minus 288, minus 350, minus 2890. En dan minus 0, want die laaste waarde is 0. En dan gaan ek die B se antwoord kry. So die kondisies het nou verander. En graad 12, hierdie is alles aflees op die staat wat voorsien is. So ons gaan moet aflees. Ons gaan moet weet om 'n totaal te kry plus ek. As ek 'n totaal het en ek het een onbekende, gaan ek dan die omgekeerde bewerking doen en dit is minus. Vraag 5. Skryf die totale uitgawes in woorde. Wat beteken dit as ek vra in woorde of die eksamenpaneel vir jou vra wat is 'n getal in woorde? Dan gaan ons hom in nommerformaat maar in woorde skryf. So as ons gaan kyk totale uitgawes in woorde, totale uitgawes in woorde is daardie bedrag. So dit beteken ons het 19.028 rand, want dit is 'n eenheid. Vraag 6. Bepaal die verskil tussen die maksimum en die minimum Oktober uitgawes. Nou maksimum en minimum Oktober uitgawes. So ek gaan en ek gaan kyk na Oktober. Nou, wat se waarde is maksimum? Maksimum is die grootste. Minimum is die kleinste. So, grootste in die geval is 3000. Minimum in die geval is 288. Verskil beteken minus. En dit is nog baie belangrik dat ons die basiese konsepte van berekening en woordvorming verstaan. So hierdie voorbeeld het ek saam met julle gedoen, want hierdie was aflees van 'n finansiële staat. En ons moet weet waar om al die waardes te kry. So voordat ons die vrae begin antwoord, bestudeer ons eers die tabel. Maak seker ons onderstreep, sit in 'n kleur, al die alfabetletters, alles wat hulle moontlik kan vra, wat ek moet bereken. As ons kyk na die volgende enetjie, en ek wil graag vir jou 2 minute gee, om te kyk, wat se kennis jy bring, en wat jy geleer het, rakende afslag en BTW.
Ek gee vir jou 2 minute, of kom ons maak dit 5. Kom ons maak dit 5 minute, om vraag 1.3.1 tot 1.3.3 te beantwoord. Graad 12, daardie was nou 5 minute. Ek hoop jy het die vraag beantwoord en ek hoop jy kan moontlik merk en kyk of jy saam my stem rakende hierdie somme. Hulle sê meneer Jones het 'n baadjie gekoop op 24 November 2023 gedurende Black Friday. Die koste van die baadjie, is in Engels. Die koste van die baadjie is hieronder vertoon. Hulle sê, watter dag van die week is Black Friday? Nou, in die woord sê hulle vir my presies die dag. Nou, wat se dag is dit? Dit is Friday. Friday is Vrydag. Dit is in die woord. Hulle gaan vra vir my bereken die persentasie afslag wat geoffer word op die baadjie. Nou, persentasie afslag het ons 'n formule. Ons formule, soos wat ons nou al voorheen gehad het in vraestelle, en is ook 'n formule wat nie noodwendig verskaf word nie, is persentasie verandering is jou nuwe prys minus jou ou prys op jou ou prys maal 100. Nou ons nuwe prys in hierdie geval is 336,75 minus 499 op 499, want was beteken verlede, die ou prys. En ons maal dit met 100. Asseblief, indien hulle vir jou 'n simbool bysit, 'n persentasieteken bysit, dit is net die simbool. Jy moet hom nie weer in jou sakrekenaar druk nie, want die feit dat jy maal met 100, sê jy werk die persentasie uit. So as ons dit in ons sakrekenaar druk, dan het jy gekry 336,75 minus 499 op 499 maal 100. Dit gee my 'n antwoord van minus 32, dit gee my minus 32,5%. So die afslag is 32,5%. Die volgende vraag, bepaal wat die BTW uitgesluitde prys van die baadjie was. Nou BTW uitgesluitde prys beteken dit ek moet die BTW gaan uithaal. So die prys is nou 336,75. BTW is klaar daarin gesit. So om BTW uit te haal, deel ek met 1,15. En as ons dit gaan doen, 336,75 gedeel deur 1,15 gee vir my antwoord van 292,83. Graad 12 stasie 3 vrae. Moontlike antwoorde. Moontlike stappe wat jy kan doen. Vraag die volgende onderwerp is inkomste en uitgawes. Ek wil net hierdie bladsy skoon maak. Daar is hy inkomste, uitgawes, wins, verlies, inkomste, uitgawes en begroting. Klassifiseer items op 'n inkomste en uitgawes staat as vaste, veranderlike en af en toe inkomste en uitgawes. So ons gaan moet kyk, wat is die veranderlikes? Wat is die vaste inkomstes? Wat is die veranderlike en wat is die vaste uitgawes? Wys hoe totale uitgawes en totale inkomste bereken is en hoe om formules toe te pas. Eksamenwenke vir vraestel 1. Uitgawes. Uitgawes is geld wat bestee word of geld wat uit jou rekening uitgaan. Daar's 3 tipes uitgawes: vaste, veranderlike en onvoorsiende uitgawes. Begrotings teenoor inkomste. 'n Begroting is 'n beplanning. Albei lys die inkomste en uitgawes. 'n Begroting is 'n lys van verwagte, dis 'n beplande uitgawelys en 'n beplande inkomstelys.
Inkomste en uitgawes state is presies wat jy inkry en wat jy uitgee. So die verskil is albei vergelyk inkomste en uitgawes, maar die begroting is 'n beplanning, 'n vaste en uitkomste staat is 'n werklikheid. So dit is teenoor wat jy beplan het, teenoor wat jy werklik gedoen het. As ons verder gaan kyk, begroting is weer eens wat jy beplan, dis nie definitief nie, en inkomste en uitgawes is wat jy gedoen het. Dis wat jy werklik gedoen het. Dis wat jy werklik ingekry het, en dis wat jy werklik uitgegee het. As ons die volgende ding gaan kyk, vra hulle vir jou tipe vrae. Hulle sê vir jou hierso, hier is jou inkomste staat, en daar is jou uitgawes staat. So die een kant wys my inkomste, en die ander kant wys my die uitgawes. Daar is 4 moontlike vrae. Graad 12's, ek gee vir jou 5 minute. Of minder. Kom ons maak dit so 3 minute. Kom ons kyk wat kan jy doen met die 4 vrae. Graad 12's, welkom terug. Ek hoop hartlik julle die vrae probeer. En kom ons kyk na die moontlike oplossings. Hulle sê skryf die bedrag vir voertuigkoste betaal word in woorde neer. So as ons gaan kyk, voertuigkoste, daar is die woord voertuigkoste. So ek gaan net na die kant toe en ek moet daai nommer in woordeformaat skryf. So as ek gaan nom in woorde skryf, is dit 325.068,66 rand. Daar is dit in woorde. Hulle vra by vraag 2, bereken die totale uitgawes. Nou, as ons kyk, weer eens het ek 'n totale uitgawes. Maar hoe was dit bereken? Dit was bereken deur al die getalle bymekaar te plus. Bereken die totale inkomste. Totale inkomste, weer eens word dit vir my verskaf, maar bewys hoe dit bereken is. Dis beteken jy gaan 'n punt kry vir jou antwoord nie. Jy gaan 'n punt kry vir jou stappe. En hoe bepaal ons 'n totale inkomste of 'n totale uitgawes? Ons gaan en plus al die waardes bymekaar. Die laaste vraag, bepaal die verskil tussen die som van vraag 2 en vraag 3. Nou, julle as ons gaan kyk na die verskil van inkomste en uitgawes is, maak die besigheid die som, die verskil tussen die som, beteken, maak die regering in hierdie geval 'n wins of maak hulle 'n verlies? Maak hulle wins of maak hulle verlies? En wat is die formule? Is inkomste minus uitgawes. En as ons na dit gaan kyk ons na die waardes. Is 1.2 miljoen inkomste meer as 1.1 miljoen? Ja, want die waarde, my antwoord gaan 'n positief wees. 'n Positief verwys na wins. As my antwoord 'n negatief was, dan sou dit 'n verlies wees. So ek kan of 'n positiewe of 'n negatiewe antwoord hê. Die volgende vraag sê hulle wins en verlies, soos wat ek nou net bespreek het voorheen. Sodra ons die verskil tussen 'n inkomste en 'n uitgawes vra, dan vra ons jou maak 'n besigheid of 'n persoon of die regering 'n wins of 'n verlies. So wins is wanneer jou inkomste groter is as uitgawes, jy sal geld oor aan die einde van die maand. Verlies is wanneer jy nie genoeg het om jou uitgawes te dek nie. So jou uitgawes gaan meer wees as jou inkomste. So dan gaan jy teen 'n verlies hardloop. So jy gaan nie genoeg geld hê om jou skuld te delg nie. Wanneer jou inkomste en uitgawes gelyk is,
noem ons dit die gelykbreekpunt. As hulle dieselfde is dit die gelykbreekpunt. Jy maak nie 'n wins nie en jy maak ook nie 'n verlies nie. Die volgende onderwerp is hoe om 'n persentasie te bepaal en ek het nou voorheen vir julle gewys van die nuwe prys minus die ou prys op die ou prys. Hier is 'n vereenvoudige formule. Ons weet nou wins, net daai woord wins is my inkomste minus my uitgawes. En hy gee die terminologie daarvoor. So, kom om die verhouding tussen die wins en die kosprys te vergelyk, breek ons die persentasie wins. Om die verhouding tussen die wins en die inkomste te bepaal, dan praat ons van die wins-grense. Hierdie is moontlike formules graad 12 wat jy kan leer. Daardie formules word nie noodwendig verskaf nie. Soos met meting wat formules verskaf word, gaan hierdie formules heel moontlik nie verskaf word nie. So, die is formules wat ons moet leer. As ons verder gaan, kyk ons na die kosprys en verkoopsprys, gelykbreekanalise. Nou, kosprys is die waarde wat ons goed aanverkoop. Ons koop die goed aan om dit weer te verkoop. So, kosprys bepaal die kosprys van 'n item deur gegeewe kostewaardes vir die onderdele van die items bymekaar te tel. So, ons moet gaan kyk na die uitgawes en wat se vaste uitgawes en wat se veranderlike uitgawes ons het. Bepaal die inkomste wat gegenereer word uit die verkoop van 'n item op grond van die gegeewe verkoopprys en die gegeewe verkoop-items. Hoeveel het jy verkoop teen watter prys het jy dit gekoop? En dan definieer gelykbreekpunt. En gelykbreekpunt is 'n ongelooflike belangrike konsep. Is om te verstaan, gelykbreekpunt is wanneer my inkomste en my uitgawes dieselfde is. Daar is nie 'n wins nie en daar is nie 'n verlies nie. Eksamentipe vrae. Weereens, graad 12. Gee ek vir julle 10 minute. Dit is nooit belangrik dat julle asseblief hierdie volgende vraag vir my probeer. Laat ons kyk wat die oplossings is. En kyk waar kan ons veranderinge aanbring. Graad 12, ek hoop julle het hierdie 10 minute gevat en hierdie 5 vrae probeer beantwoord. Indien jy nie klaar is nie, probeer hulle klaar maak en kyk wat jy kry in vergelyking met wat ons nou gaan bespreek. Hulle sê die Matriekdansfondsinsameling Komitee het 4 bokse penne gekoop en die penne verkoop teen R5 'n pen. Bereken die koste van 1 swart pen. Nou moet ek eers weet, hoeveel is in die boks? Want hulle sê, hulle koop 4 bokse aan en hulle verkoop dit vir R5 'n pen. Hulle sê nie vir my hoeveel kom in die boks nie en wat was die kosprys van die boks. So hier's 2 dinge wat ek na kyk. Ek kyk na koste en ek kyk na die 1 swart pen. So as ons gaan kyk, die koste is 249. So, die koste is 249 is gelyk aan. Hulle sê box of 60, boks van 60. So hoeveel penne is in die boks? Daar is 60 penne. So wat is die prys van 1 pen? So ek gaan verander hom. Ek wil die prys hê van 1 pen. Ek weet nie hoeveel kos dit in rand nie. Ek kan gaan en oorkruis maak. Dit beteken ek het 249 gedeel deur 60. Wat gee? 249 gedeel deur 60. Dit beteken ek betaal R4.15 per pen. Vir 1 pen. Dan vra hulle, bepaal die wins. Nou wins, in hierdie geval, bepaal die wins, daar, van die produk. Nou wins, is my inkomste, minus my uitgawes. My inkomste is R5, my uitgawes is ons vorige antwoord. R4.15. En dit gee vir my 0,85. Vraag 1.2.3.
Bepaal die aantal penne wat verkoop is gedurende die fondsinsameling. Nou as ons gaan kyk, bepaal die aantal penne wat verkoop is gedurende die fondsinsameling. Hulle het 4 bokse gekoop en daar's 60 penne in 'n boks. So hoeveel penne het hulle verkoop? Ons gaan maal om te sien. So as 60 in elke boks is, daar's 4 bokse, kan ek gaan en sê 60 plus 60 plus 60 plus 60 of 4 maal 60. En as ons dit gaan uitwerk, gee dit my antwoord van 240. Daardie is vraag 1.2.3 en daardie is 1.2.2. Vraag 1.2.4. Bepaal die persentasie wins vir die verkoop van 1 swart pen. Bepaal die persentasie wins. Nou as ons gaan kyk, ons vorige slide. So ons gaan kyk na ons vorige slide. 1.2.4 sê dit vir ons wins op ons kosprys. So wins op ons kosprys maal 100 of verkoopsprys minus kosprys op kosprys. Dit beteken my wins was 0,80, 0,85 maal 60 is R51 maal 4 bokse is 204, of kom ons kyk, dit is 51, 0,80, 0,85 maal 60 is 51 op my kosprys. My kosprys is 249 maal 100. So, gedeel deur 249 maal 100. Dit gee my 'n antwoord van 20%. Dit is my wins. Volgende vraag, bepaal die waarskynlikheid om willekeurige rooi pen te kry. Nou willekeurig beteken random. Ek kies net. Willekeurig 'n rooi pen. Nou, was daar enige rooi penne in hierdie boks? Nee, want hulle sê net swart. Die hele situasie praat van 'n boks penne, swart penne, swart penne. So daar was nooit genoem iets van 'n rooi pen nie. So wat is die waarskynlikheid dat jy 'n rooi pen gaan kry? 0%. Volgende vraagie is die aanbieding vir die huur van die masjiene word hieronder gegee. Ek het 2 opsies. Ek kan hier opsie 1 by Umlazi doen of ek kan hier opsie 2 doen by Queen's winkel. Albei gee my 2 verskillende kostes. Hulle sê definieer die term veranderlike koste. Nou veranderlike koste, die woord verander, sê hy gaan gereeld verander. Hy gaan of meer word of hy gaan minder word. Nou, definieer die term veranderlike koste. Dit beteken hy gaan meer of hy gaan minder word. So hy gaan die heeltyd verander. Dit gaan nie dieselfde bly nie. Skryf neer die vergelyking om in kleur te print vir beide opsies. So, kleur te print. So, kleur te print, daar is die woord kleur en daar is die woord kleur. So, Umlazi sê 0,70 per beteken maal aantal klere. Dan die ander opsie, Queen, is 0,90 per beteken maal aantal klere. Die hiergedeelte, dit is ons vaste koste. Dit gaan ek nou elke maand moet betaal. Of ek nou kleur print of swart print of niks print nie, gaan ek die huur moet betaal. So daardie is 'n plus.
Maak nie saak of ek hom gebruik nie. Maak nie saak hoeveel kappies ek maak nie. Want die huur moet betaal. Die volgende onderwerp is rente, banklening en beleggings. Definieer rente en 'n rentekoers. So jy moet weet, daar's rente, dis die bedrag, en daar's 'n rentekoers. Rentekoers is die persentasie. Koers beteken persentasie. So rente is die addisionele bedrag wat jy betaal, waar rentekoers die addisionele persentasie is wat jy gaan moet betaal. Identifiseer rentekoerswaardes wat op bankstate aangeheg word, voer eenvoudige rentekoerse en saamgestelde rentekoerse, maar in stapformaat voor. So hoe om stap vir stap jare se rente uit te werk. Lees waardes van grafieke af, wat eenvoudig en saamgestelde beleggingsscenario's toon. Enkelvoudig is 'n reguit lyn. Saamgestelde rente, maar hoe meer jy hom lê, hoe langer meer word hy. Want is rente op rente op rente op rente op rente gebou. Bereken saamgestelde rente wat jaarliks saamgestel word, verhoog of verlaag gegee bedrag met 'n sekere persentasie. As ons verder gaan, eksamentipe vrae, vraestel 1, kry ons belasting. En daar is 2 vrae wat ek graag wil hê jy moet beantwoord. Dus gee ek vir jou 15 minute om die volgende 2 vrae te probeer. Gebruik asseblief jou handboek om die belastingtabel te kry en gebruik die kategorieë wat voorsien word. Ek wou werklik hierdie vrae beantwoord. Kom ons kyk gou-gou waaroor gaan die vraag. Mevrou Teddy het 'n vervaldatum vir haar aftree-anniteit gaan nagaan. Aangesien sy oor 4 jaar en 55 jaar oud word, sy verwag om haar enkelbedrag te ontvang wanneer sy 55 word. Die verkoopsry het daarmee gedink dat die vervaldatum 334.159 is en sy sal 1/3 van hierdie enkelbedrag ontvang. Dis omdat Suid-Afrika wetgewing van 2017 bepaal het dat indien 'n enkelbedrag van 247.500 oorskry, 'n persoon 1/3 van die totale enkelbedrag sal ontvang en daarna gelyke paaiemente. Mevrou Teddy het besluit om 1/3 van haar enkelbedrag teen 9% per jaar halfjaarliks vir 2 jaar belê en dit gaan dan oor enkelvoudig en saamgestelde rente. So as ons gaan kyk en ons bereken verder, bereken die bedrag wat mevrou Teddy ontvang wanneer sy 55 jaar oud is. So as ons gaan kyk, sy vervaldatum is daardie, so sy gaan kry 334.159 maal 1/3. Sy is geregtig op 1/3. So hulle het gesê dit is omdat die Suid-Afrikaanse wet vanaf 2017 bepaal het dat indien 'n enkel bedrag van dit oorskry, 'n persoon 1/3 van die totale enkelbedrag sal ontvang en daarna gelyke paaiemente sal ontvang. So as ons dit gaan uitwerk, dan sit ons met 334.159 maal 1/3 is gelyk aan 111.386,38. Want hulle sê verkoopsvrou het haar meegedeel dat die vervaldatum dit is en sy 1/3 van hierdie enkelbedrag ontvang. So van 1/3 van hierdie enkelbedrag ontvang. Wat is 'n algemeen ding? Ons gaan lees enkelbedrag daardie en ons maal met 1/3. Weereens sal jy opvolgpunte kry. So graad 12 asseblief probeer alle vrae. Dan gaan sy verder en sê halfjaarliks 2 jaar belê.
halfjaarliks 'n saamgestelde rente, want op hierdie een bou sy rente op rente op rente. So 9% gaan ons vat en ons gaan hom deel deur 2 want is halfte per jaar. En ons gaan jaar 1 uitwerk en dan jaar 2. Wat ook al ons gehad het, jaar 1 gaan ons 111.386.38 maal 9% op 2 maal 1. Want dit is die eerste helfte. Dan is dit die tweede helfte. En dan gaan jy die derde helfte, vierde helfte kry. En dit gaan jaar op jaar wees. Inflasie en wisselkoers. Definieer die term inflasie. Wat beteken inflasie? Dit is die prys waarteen ons goederemandjie en ons dienstemandjie verhoog van jaar tot jaar, afhangende van die consumer index. Verwys deur berekening hoe die prys van 'n item kan verander as dit deur inflasie beïnvloed word. Inflasie is saamgestelde rente. Dis rente op rente op rente. Die prys gaan nooit terug na wat dit 'n paar jaar terug was nie. Identifiseer die wisselkoers tussen 2 geldeenhede uit 'n gegewe tabel. Gebruik 'n gegewe wisselkoers om die waarde van een geldeenheid vir 'n spesifieke hoeveelheid van 'n ander geldeenheid te bepaal. Dan het ons voorbeelde. En ek wil graag vir jou vra om gou hierdie voorbeelde te probeer. Daar is so 5 minute nodig vir hierdie vragies. Kom ons kyk wat kry jy. Welkom terug. Kom ons kyk gou. Verduidelik die term wisselkoers. Wat beteken wisselkoers? Wisselkoers is die verandering van geld van een eenheid na die verandering van geld in 'n ander eenheid. Was die SARS sterker of swakker teenoor die Amerikaanse dollar? Nou as ons gaan kyk, ons gee R1 om 0,05 van hulle te kry. So hulle gaan minder van hulle geld gee om meer van ons in te kry. So ons was swakker. As ons 1 op 1 het, so jy gee 1 geldeenheid en ek gee 1 geldeenheid, dan is ons gelyk. Maar sodra ek meer vir jou 1 moet gee, hoe minder jy gee om meer van myne te kry, dan is jy sterker. En ek is swakker. As ek minder gee en jy gee vir my meer, dan is ek sterker en jy swakker. So ideaal is enigiets wat ons meer as 1 moet betaal, dan is ons swakker. Enigiets minder is ons sterker. Joyce se suster het 300 Amerikaanse dollars gegee om 'n nuwe skootrekenaar te koop. Sy het gesê dat die geld genoeg sou wees om die skootrekenaar te koop. Verifieer, wys alle berekeninge of Joyce se suster reg is. Nou as ons gaan kyk, is dit R1 vir 0,05 dollar. Nou sit ons met $300. Ek weet nie die rand nie. Oorkruis maal, dit gee my 300 gedeel deur 0,05 en dit is dieselfde geldeenheid, so ons kan deel. 300 gedeel deur 0,05, dit gee my 'n antwoord van 6000. Sal dit genoeg wees vir 'n sakrekenaar? Ja. Gaan jy 'n goeie sakrekenaar kan koop of 'n skootrekenaar? Kan dit nie wees. Afhangende die prys wat verskaf is. Dan wisselkoerstipe vrae. Skakel €500 om na rand deur die wisselkoers hierbo te verwys. Nou weer eens, daardie is die prys in rand. So daai rand betaal ek vir een van hulle. So ek gaan na euro toe. Dit is die rand vir 1 euro. En dis presies wat ons daar geskryf het. Ek sit met 50 euro. Euro en rand, die omskakeling is verskillend, so dis hoekom ek maal. Dan kry ek daardie antwoord. Skakel 20 euro om na Amerikaanse dollars. Om van euro na dollars om te skakel, moet ons euro omskakel na rand. Want die tabel gee net rand na pond. So rand
rand na pond, rand na dollar, rand na euro, rand na dollar toe weer, rand na dollar toe weer, rand na dollar toe weer. As ons gaan kyk, gaan ek eers na euro, na rand toe moet gaan, en dan kan ek vir rand omskakel na Amerikaanse dollar toe. So, 1 euro is soveel rand, 20 euro is daai rand, dan skakel ek daai rand om deur die dollar te gebruik. Inflasie, dis 'n verandering in prys van goedere en dienste oor 'n tydperk. Wat het gebeur met die inflasie en die werkloosheidssyfer van punt A na punt B? Punt A na punt B het dit gestyg. Werkloosheid het gestyg en inflasie het gestyg van A na B. Watter soort verhouding word dus in die grafiek uitgebeeld? Dis 'n stygende. Watter effek het inflasie op die koopkrag van verbruikers gehad? As ons kyk na die koopkrag van die verbruikers, dit het afgeneem. Want jy die geld het nie, kan jy nie goed koop nie. En hoe duurder goed raak, hoe minder kan ons koop. Tariewe, dit is die koste per eenheid vir 'n diens. Skryf die korrekte formule wat gebruik kan word om die koste van water te bereken indien 'n kiloliter in munisipaliteit A gebruik word. So, as ons gaan kyk, munisipaliteit A, skryf die korrekte formule neer wat gebruik kan word om die koste van water te bereken indien 'n, kom ons sê, 8 kiloliter in munisipaliteit A gebruik word. So as ons gaan kyk, munisipaliteit, van 0 tot 6 is 6 kiloliter, van 6 tot 12 is 6 kiloliter, van 30 na 12 is dit 18 kiloliter en 55 is 25 kiloliter. So, munisipaliteit A, vaste koste of die eerste 6 kiloliter, 6 maal 0, plus, ek het 8 kiloliters, ek kan 6 kiloliters in daai kategorie kry, maar ek klaar vir 6 betaal. Dit beteken 2 maal 8, 8, 8. En ek kry die antwoord. Bereken die bedrag wat in waterverbruik betaal word, indien 10 kiloliters gebruik word. Graad 12. Ek wil graag hê jy moet hierdie vraagie by jouself probeer. Graad 12, ek hoop julle het dit probeer en kom ons kyk wat julle moontlike antwoord was. So as ons kyk na 10 kiloliter, die eerste 6 kiloliter, tarief B, daai is tarief B, so die eerste 6 kiloliter maal 536, plus, wat is oor? 10 minus 6, want ek klaar vir 6 betaal, los my met 4. Ek kan 6 kiloliter skryf, maar ek gaan nie vir al 6 betaal nie, want ek net 4 oor. So ek sê plus 4 maal daardie prys, 599. En daai bedrag is gewoonlik in sent as hulle so hoog is. Volgende vraagie is, skryf 'n formule neer wat gebruik kan word om die bedrag te bereken wat vir 'n 2,3 liter voertuig geëis kan word deur skema B te gebruik in die vorm bedrag geëis in rand. So as ons gaan kyk, bedrag 2,3 liter voertuig, 2,3 liter voertuig val in daardie kategorie, so skema B, dit is die bedrag wat jy kan betaal. Vraag 3.1.2, raad nie wat skema B gebruik, het 'n bedrag van 9.430 geëis, omdat hy 1.960 km met sy 2,3 liter voertuig gery het. Terwyl hy amptelike pligte vir November verrig het, verifieer wys alle berekeninge. So as ons gaan kyk, wat is sy skema? Wat kyk hy na? As ons gaan kyk hierso, dit is 'n 1960 km, dis 2,3. 2,3, skema B, so dis daardie bedrag, dis sent per kilometer. So dit's 467 maal 1960. Daai sent is gelyk aan
467 maal 1960 beteken dis 915.320 sent. Hoeveel sente is in R1? Gedeel deur 100 is gelyk aan gedeel deur 100 gee vir my antwoord 9153,20. Was hulle berekening reg? Nee. Die volgende vraagie is berekening van persoonlike inkomstebelasting. Slegs belasbare inkomste kan vir berekeninge gebruik word. Belastinginkomste word volgens belastingshakkies gekategoriseer. Belastingstempel word gebruik om te bepaal of 'n individu moet belasting betaal of nie. Korting is jou afslag. So hoe ouer jy is, hoe meer afslag kry jy. As jy onder 65 is, kry jy net primêre. As jy bo 65 is, maar onder 75, kry jy primêre en sekondêre. As jy bo 75 is, kry jy primêr, sekondêr en tersiêr. So hoe ouer jy is, hoe meer kortings kry ons. En dan het jy mediese krediet indien jy mediese fonds betaal. So hier's 'n vraagie. Tato is 44 jaar, IT consultant by TT Solutions en verdien 300,000 per jaar. Uitgesluit die bonus wat gelykstaande is aan haar maandelikse salaris. Sy dra 7,5% van haar jaarlikse salaris tot 'n pensioenfonds. Sy het 2 afhanklikes van haar mediese fonds. So nou gaan sy, hierdie persoon, kry pensioenkorting, dan gaan ons die belasbare inkomste kan uitwerk. Van die belasbare inkomste gaan ons die kategorie kan bepaal. So as ons gaan kyk na die vraag, wys dat haar jaarlikse inkomste 325,000 is. So as ons gaan kyk, 300,000 gedeel deur 12 is 25,000. Sy kry die 25,000 vir haar bonus plus wat sy het en daardie is haar bedrag. Hulle vra by vraag 2 bereken haar pensioenfonds bydra en haar pensioen is 7,5% wat sy moet bysit. As ons dan verder gaan kyk, dan kyk ons na 1.3 bepaal haar belasbare inkomste. Belasbare inkomste is haar bruto, haar jaarlikse een met haar bonus minus haar nie belasbare inkomste en dit is pensioen. As ons dit gaan minus, dan kry sy 302,500. Sy kla dat sy oorbelas is, omdat sy bydra het van 3,400 maandelik wegrevieer. So nou gaan ons vat, haar 302,500, 302,500, dit is haar kategorie, daardie is haar formule. Wat beteken die bedrag bo? Bedrag bo beteken wat ook al haar inkomste is, minus daardie laaste bedrag. En as ons dit gaan doen, kan hy sy daardie bedrag, so dit is haar bedrag, plus daardie is 62,982. Dan moet ons gaan minus met haar korting. Graad 12, as ons verder gaan, kyk ons na datahantering, versameling van data. Daar's 3 hoofmaniere om data te insamel. Waarneming is om fisies te kyk wat gebeur. Onderhoud, om te praat en te hoor wat die mense sê. Opname is wanneer hulle skryf. Dit is jou surveys, dit is vraelyste. Dan data kan in tipes kategorieë verskaf word of geklassifiseer word. Jy kry kategoriese data, dit is woorde. Numeriese data wat kan wees of diskrete data of kontinu data. Diskrete data is heelgetalle. Kontinu is met meting te doen. So dit is fisies desimale. Data kan georganiseer word in teltabelle, frekwensietabelle. Die tallies is die streepies en elke 5de streepie trek ons deur. Dan 'n gemiddel is die som, tel al die datastukke, bymekaar gedeel deur hoeveel daar is. So weer eens as ek 'n datastel soos hierdie het, plus ek hulle alles en dan deel ek hoeveel daar is.
Mediaan moet ons eers die data rangskik. So ons moet rangskik van klein na groot. En dan moet ons die middel datastuk vind. Indien daar 2 datastelle is, plus ons hulle bymekaar en ons deel deur 2. So as daar 2 getalle is, so 56 en 57 was in die middel, dan plus ons daardie 2 en ons deel deur 2. Dan modus is die mees bekendste datastuk, die datastuk wat die meeste herhaal word. Indien daar nie 'n datastuk is wat meer herhaal word nie, dan skryf ons die woord geen, niks. So in hierdie geval, die modus die waarde wat die meeste voorkom, in hierdie geval word die woord 'n modaal of modus. As ons kyk, 54 kom 1, 2, 3 keer voor, 57 kom 2 keer, 58 2 keer, 60 kom 2 keer, so my modus is 54. Dis die een wat die meeste voorkom. Omvangs is ons grootste minus ons kleinste. So ons moet fisies ons datastel vat, jy gaan rangskik om van klein na groot, want jy het dit gedoen met die mediaan, jy kyk wat is jou laagste getal, en wat is jou hoogste getal, en ons minus die 2. Om vir omvangs te kry. Eksamenwenke, onthou, 'n grafiese skaal het of 'n staafgrafiek het spasies, staafgrafiek het spasies, histogram het geen spasies nie. Dan 'n boks en snordiagram. 'n boks en snordiagram is altyd ons minimumwaarde en ons maksimumwaarde, dan het ons kwartaal 1, kwartaal 2, kwartaal 3. Dit beteken 25% van die datastukke, daai is 25% van die datastukke, daardie is 25% van die datastukke en daardie is 25% van die datastukke. So kwartaal 2 is 25, wat beteken 50%, kwartaal 2 tot die maksimum is 50%. En KO interkwartaal omvangs is ons kwartaal minus ons kwartaal 1. Eksamentipe vraag. Watter motorhuishandelaar het een van begin van die jaar die laagste verkope gehad? Laagste verkope? Kyk ons na die minimum. Hoeveel motorhuise het motorhandelaars 2 gedurende die eerste 3 maande van die jaar verkoop? So eerste 3 maande, so as ons gaan kyk, 'n jaar is 12 maande, 12 gedeel deur basies 1, 2, 3, 4, wat gee my 3? So dit is kwartaal 1. Kwartaal 1, hoeveel motors het motorhandelaar 2 gedurende die eerste 3 maande gekoop? Hy het 25,000. Na hoeveel maande was motorhandelaar 3 se nuwe motorverkope 24,239? So as ons kyk 24,000 daarso, dit beteken 3,699 maande. Die volgende vraagie. Bepaal die onbekende waarde A as die ouderdomsreeks van die graad 9 seuns wat gewelddadig voorkom gepleeg is 5 jaar. So bepaal die onbekende waarde A as die ouderdomsreeks van die graad 9 wat gewelddadig voorkom gepleeg het 5 jaar oud is. Nou as ons gaan kyk daarin. As ons gaan kyk die graad 9 kinders wat die meeste geweld, bepaal die onbekende waarde A as die ouderdomsreeks van die graad 9 seuns wat gewelddadig voorkom gepleeg het 5 jaar oud is. So as die kleinste getal 5 jaar oud is, wat is die laagste getal? Bereken die gemiddelde ouderdom, so dit beteken plus als by mekaar. Dan bereken die onbekende kwartaalwaardes B, C en D. B is kwartaal 1, C kwartaal 2, D kwartaal 3. Groeikaart, dit is ons LMI, jou kilogram gedeel deur jou lengte. Dan kry ons diagram, sodra ons jou kwartale het, dan kan ek vir jou sê waar jy lê.
jou persentiele sê vir jou oorgewig, ongewig of sovoorts is. Dan kry ons 'n grafiek. Onthou, jy moet asseblief jou liniaal op die getalletjies sit vir jou ouderdom en dan jou LMI. En daar gaan jy jou persentasies aflees. Die waardes van die 5de persentiel impliseer dat 5% van die waardes onder die 5de persentiel lê. 95% beteken 95% bo die waarde. Opsomming. Waaroor het hierdie lesse gaan? Dis belangrik om vorige vraestelle weer eens uitwerk, soos gestipuleer in enige voorbereiding vir eksamen, en om te sien wat die tipe vrae is en hoe die vrae gevra word in die spesifieke vraestel. Deur dit te doen, sal jy 'n idee kry van hoe die vraestel in die eindeksamen en in jou rekordeksamen gaan lyk. Dankie dat jy jou eerste stap van onafhanklike werk leer wys. Asseblief raadpleeg jou klasvriende, jou onderwyser en die internet om antwoorde te kry op moontlike probleme. Wat assessering betref, word wisselkoers in baie gevalle geïdentifiseer met ander afdelings binne finansies of ander onderwerpe binne wiskundige lettertyd. Gebruik jou handboek en vorige vraestelle om meer aktiwiteite te kry. Baie dankie dat julle na my geluister het en ek hoop julle vind hierdie les insiggewend en dat julle iets kon leer. Dankie baie.